Die belangrikste ding in 'n mens se lewe is seker maar jou hart. Nee? En ten alle koste wil ek en jy ons hart beskerm. Ons hou nie daarvan as mense ons seermaak nie, en ons kyk altyd ook medies gesproke na die gesondheid van ons hart. Die borsharnas dan van geregtigheid, die beskerming vir jou hart. Efesiërs 6 vers 14b sê, met die borswapen en die borsharnas van geregtigheid aan, dan beskerm jy jou hart. Wanneer die Romeinse soldate geveg het, was die borsharnas nie iets opsioneel nie. Jy het dit dadelik aangetrek, want dit het jou hart beskerm teen die dodelike aanval van die vyand. Paulus sê, in die geestelike lewe het ons ook so beskerming nodig. Dis nie iets wat ons self maak nie, dit is die geregtigheid van Christus. As jy al 'n leeftyd lank probeer het om reg te leef, sal jy weet, ons almal maak foute. Hoe ouer 'n mens word, dra jy soms spyt en die ergste van alles, het ons nou al hoe meer tyd ook om daaraan te dink, aan al die verkeerde keuses. En jy wens dalk, jy het met jou kinders anders gepraat, of jy het anders besluite oor geld, of verhoudings geneem, maar die vyand hou daarvan, om ons met skuldgevoelens te tref, waar anders as in die middel van jou hart. Maar hier is goeie nuus, die borsharnas van geregtigheid, sê nie, ek is goed genoeg nie, dit sê, Christus is goed genoeg, en ek is in hom. Sy kruisdood was volmaak, en sy opstanding die bewys dat ek reg is voor God. Jy hoef nie langer te probeer verdien, of iets te verdien by God nie. Jy mag nou leef in dankbaarheid, vir wat Jesus reeds gedink het. Dink daaraan, jou hart, die bron van emosies, gevoel en eintlik jou identiteit. Sonder die beskerming van Christus oor wie jou eintlik heeltemal is en sy geregtigheid, raak ons vinnig moedeloos. Maar as jy weet wie jy in Christus is, en jy trek daai borsharnas aan, en jy weet Christus vergewe en hy aanvaar, dan begin jy anders dink oor jouself oor die Here. Soos die lewe aanstap, dra ons baie dinge in ons hart saam. Liefde, verlies, herinneringe. Ons moet dit beskerm. Laat Christus sy geregtigheid die wag wees voor jou hart, om jou hart te beskerm, sodat die bose nie kom en jou 'n skuldgevoel of jou jou waarheid eintlik by jou kom steel nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U my geregtigheid is. Help my om nie vas te kyk in wat ek verkeerd gedoen het nie, maar om met vrymoedigheid in U genade te lewe. Beskerm my hart, sodat ek in hierdie vrede en blydskap kan wandel. Ons vra dit net in U naam alleen. Amen.